Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Boerpot potgooi-reeks, waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi-reeks genaamd Klipkouers te luister, waar ons fokus op Afrikaanse SME's en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Golfverg, opoffering, presisie en toewyding. Dieselfde geld vir boerdery. Dankie Jordaan, 'n PGA gekwalifiseerde professionele golfspeler, behartig die afgelope 13 jaar die familieboerdery te Grootvlei in Mpumalanga, insluitende 113 jaar oue wildsplaas. Landbou bied toenemend uitdagings soos uiterste klimaatstoestande en verhoogde insetkostes. 'n Boer maak egter 'n plan, lei die gesegde, en Jordaan glo dat 'n mens proaktief moet wees eerder as om aanhoudend te kla. Hy is derhalwe van mening dat landbou 'n blink toekoms inhou vir enigiemand wat bereid is om sy kant te bring. Soos Benjamin Franklin dit gestel het, you will find the key to success under the alarm clock. Lekker leer en lekker luister. Dankie, verskrik, dankie vir jou tyd. Dit is heerlik om hier die pragtige plaas van julle, en ons sit lekker hier buite ook te sit. Maar voor ons wegspring, vertel my die storie van hierdie honde. Ons het so uit die blok uit, ek moet nou vertel my die storie van hierdie honde wat julle het. Nou daar sê nee, goeiemôre en welkom. Nee, dit is Pyreneese berghonde. Dit is honde wat lanklik al in die familie is en was. My oupa Alwyn, hulle het groot geword met die honde. So kom ek sê, dis nou al seker 70 jaar plus wat die honde daar is, en hulle temperament is goed met die kinders en is goeie waghonde. Hulle kan eintlik tussen skape rondloop en kyk, hulle slaap nie vir 'n sekonde in die nag nie, so hulle hou 'n mens lekker wakker, en al wat 'n jakkals is, of 'n bok is, of 'n ding is hulle heeltyd daarso, en wat hulle baie uniek maak is, hulle is goed gekant teen die koue, weet, omdat hulle sulke dik wolle het. Dit sal -10 wees hier in die Vrystaat vlaktes, dan sal hulle lekker op die grasperk lê, en jy weet, dan is hulle op hulle gelukkigste. Hoekom sien ek nie op ander plase? Wat dit interessant maak is nie 'n baie bekende ras nie. Jy weet, hulle sê, in Engels is dit nou the Great Pyrenees, word hulle genoem, en hulle sê dis nou in Engels die National Royalty Dog van Frankryk. Jy weet, so veral in Frankryk is hulle baie bekend, in die koue gedeeltes waar dit sneeu en so ja, nee, dit is natuurlik, hulle hou van baie spasie, en dis wat dit nou lekker vir hulle maak in die oopvlakte op die plaas, jy weet, wat hulle daar rond is, en soos ek sê, daar's nogal heel wat interessante goed wat 'n mens op Netflix al gekyk het, wat hulle verskillende diere wys, en een van hulle is die Pyrenean Mountain Dog. So nee, is nogal interessante diere. Prima, jy het nou gesê, hy het 6 tone. Ja, hy het 8 of 6 tone. Hy het natuurlik die 4 aan die voorkant, en dan aan die bokant is daar 2 tone. Dit help hulle nou, volgens die slim mense, as hulle nou nie sneeu en nie goed loop, laat dit so bietjie ekstra grip is. En dis so jy ook weer, dis 'n opregte Pyreneese berghond, en jy kry die 2, jy kry die heeltemal wit, en dan kry jy van hulle wat so bietjie 'n breinigheid in die kop het. Yes. En ek het nou per toeval uitgevind, in hierdie laaste week, daar is mense wat met hulle teel hierso in Pretoria, en snaaks genoeg in Durban. Ja. En jy sal eintlik dink bietjie te warm. Hulle sal bietjie warm kry daarso. Maar as dieselfde laat my dink aan daai Russian Terriers, daai groot swart honde, nee, dis ongelooflik hond, maar ek kry hom maar jammer. Dit is so. Waar dit nie die Vrystaat winters het nie. Maar nou, ek val nou hierso met die deur in die huis in. Toe ons hier inry, hierdie geboue, dis pragtige ou geboue. So, hoe oud is hierdie geboue wat ek gesien het? Kyk, die wildsplaas se naam is Sons Game Ranch. Hierdie
huis was klaar gebou, die ou huis waar ons nou sit, is hy is in 1910 klaar gebou, en dis uit klip en goed wat hierso in die rivier is gebou, in die ou jaar, en dit is ou tant Sans wat dit gedoen het hierso, en ja, my pa het seker so, rofweg so 20 jaar terug, die plaas gekoop waar ons nou sit, Rietfontein, of so Sans Game Ranch, soos mense dit ken, en ja, ek het nog altyd 'n groot liefde gehad vir die wild, en vir die bokke, en al die goed rondom dit, en ja, so, dit is maar 'n plek wat so deur die generasies deurgekom het, en jy weet, dit is nogal taamlik 'n bekende plaas in die Grootvlei omgewing, veral omdat hy so oud is, en jy weet, die bokke is, daar's 'n groot geskiedenis rondom die voortrekkers wat hier was, en my pa het dokumente gekry van duisende bokke wat in die oorlog geslag was, en geskiet is, bokke van, kom ek sê, 10.000 blesbokke, en pragtig, 15.000 om die soldate te voer, en dit was van verliefs af, was dit nou uitgevoer, en sulke goed, so dis nogal 'n ou plaas huis, en 'n ou plaas plekkies of so, ja. Dus ek sê ek nou met deur in die huis geval, so vertel ons jou storie, waar het alles begin, tot waar ons hier so sit, en dan delf ons 'n bietjie dieper in die boerdery en die dinge, in die besigheid. Nee, is reg, nee, dit is uit en uit 'n familiebesigheid, my oupa se oupa, en my pa, en my broer, en my pa se broer, het nog al die jare geboer, vandat ek kan onthou, elke storie van elke oupa wat ek van praat, het hulle geboer, so dit is maar 'n ding wat van die generasies af deurkom, en wat dit ook baie interessant maak. My ma se pa, my oupa Alwyn, hy het ook geboer, en my ouma, haar ma en pa het ook geboer, so dis uit en uit, jy weet, van al die kante af is dit nou 'n familieding, en jy weet nou aan my ma se kant, en aan my pa se kant, en aan hulle oupa en ouma se kant, en ja, so nee, dit kom deur die generasies deur, en snaaks. Waar kom oorspronklik van hierdie area af, of waar? Ja, hulle kom oorspronklik van die area. So dit is wat dit nog extra spesiaal maak. Ja, so dis al van generasie tot generasie deur, is ons hier in die Grootvlei Bloekomspruit area, en soos meeste van die ou boere wat nog leef in ons omgewing, hulle is die ouens wat saam met die Afkries en die OTK's die silo's gebou het, en prachtig, saam met die boereverenigings en daai tipe goed, jy weet, gewerk het om die goed te kry waar hulle vandag is. So, daai pioniers wil ek sê, met wat vandag normaal. Dis die ding, so nee, dit is baie interessant, en nou wat die hele storie interessant maak, op skool het ek gedink ek gaan eendag 'n golfer wees, en ek het probeer om 'n pro-golfer te word, en my pa was baie geduldig met my gewees, wat hy nie dadelik vir my gesê het ek moet plaas toe kom nie, en ek het gaan maar was goedkoper, ekskuus ek van jou rede, by een van my goeie vriende, Pierre, hy boer daar in Wesselsbron, hy altyd die grap gemaak in die koshuis. Party boere stuur hulle laities om nou PCA Griek te gaan swat, want dit is goedkoper as die nonsens wat op die plaas aanjag. Verseker hoor, verseker. Nee, in daai tyd het my pa ook gesê, toe sê hulle van, "Jo, kos hierdie golf. Jou nie baie geld met hierdie stokke en dit en die daai." Toe sê hy, "Nee, wat, dis goedkoper as hy wat 'n bakkie rol wat hy die aand gekuier het en sulke goed." So ek het eers die golfrigting gegaan, en ek is nog steeds tot vandag gekwalifiseerde PGA Pro. Pragtig. So ek het die golfrigting eers gedoen, en ek het by Gardner Ross gewerk, dit is nou Copperleaf, en dis nou, die Copperleaf is die Elsklub, daar naby, so op die Hartbeespoort dampad. Dis reg, is jy draai daar N14 af, dis korrek, dis korrek, so ek het eers daar gewerk, en ja, ek het toe probeer pro draai, ek het myself 'n jaar gegee, en ek het die kat met 4 houe gemis, so ek het amper my toerkaart gehad, en ja, dit is eintlik nogal snaaks, hoe die lewe draai met 'n mens stap, en 'n mens verstaan nie altyd hoekom wat gebeur nie, want ek het toe nie my kaart gekry nie, en jy weet, ek is 'n gelowige mens, en dit is normaal vir 'n mens om vrae te hê, en jy weet, ek het die Here gevra, hoekom het dit gebeur, want dit is die passie, en die harde werk, dit was die passie, en dit was die begeerte van my hart gewees, en dit het toe natuurlik nie uitgewerk nie, en na dit het ek vir my pa gesê, ek wil plaas toe kom, ek wil hom help met dit, en ek het toe eers saam met my broer 'n rukkie geboer, wat ek hom gehelp het, en wat hy my weer baie van die goed van die plaas geleer het, en ja, toe het my pa so stadig maar seker my al hoe nader begin trek, dat ek hom moet begin help op die plaas, en ja, my pa is in 2020 oorlede, en het toe eintlik nogal goed uitgewerk, want met die wat ek vroeër plaas toe gekom het in 2010, en nie eers die
golf wat ek gespeel het gedoen het nie. Ja. Toe dit eintlik goed uitgewerk. Toe So ek 'n langer die liewe tydperk vader het gesien, ons en nou vandag verstaan ek hoekom dit gebeur het Nee, en nou met die wat ek die boerdery tussen ek en my broer en my sussie wat nou goed geërf het, toe het ek daarom meer tyd gehad vir ondervinding en ek bedoel mens leer nog elke dag en mens het nog so baie om te leer rondom die boerdery, maar toe dit so uitgewerk dat ek vroeër moes plaas toe kom en toe dit my daarom 'n langer tydperk gegee om meeste van die goed te leer en sy manier en ek hoef nie enigsins iets te verander wat hy my geleer het nie, want soos hulle nou in Engels sal sê, dis tried and tested. Ja, dis daai absolute truth. Dit is nie nou, daar's niks wat onderhandelbaar is daar nie. Dit is soos gravitasie. Verseker. Sê gou, ek wil vinnig stil staan by die golf. So gee ons is net interessant, jy weet, gee ons ek wil sê 'n snapshot van daai wêreld. Jy weet, wat verg dit? Staan net 'n bietjie stil van daai paadjie wat jy daar stap en natuurlik tot waar jy dit nou gemis. Wat beteken dit? Ja, kyk, baie mense het 'n wanpersepsie van wat dit is om golf te speel. Almal sien die ouens wat die blink in die stinkkarre ry en jy weet, hulle dink is maklik en golfers kry goeie geld en jy weet, is baie maklik net en die kort en die lank is veral in Suid-Afrika is as jy 'n Sunshine Tour Pro is of as jy 'n PGA Pro is wat by 'n golfbaan werk, dis harde ure. Jy weet, jy moet 5:30 die oggend by die golfbaan wees en jy gaan 7:00 die aand gaan jy terug en dit is wat die hele oorskakeling vir my makliker gemaak het om daar in te kom, want ek was so gewoond aan daai ure as 'n kind op die plaas, want jy's gewoond om vroeg op te staan, Ja. jy's gewoond, jou pa kom laat die aand eers terug en dis goed wat 'n mens aan gewoond was en ek het dit baie geniet, die golfbaan waar ek gewerk het, daai tyd Darren Scott en Kurt Darren en die Good Morning Angels was nogal gereeld by die golfbaan gewees. Dis 'n lekker, ek wil sê 'n lekker vibe gewees. Dit was 'n baie lekker vibe en baie van die sportsterre, ek wat 'n Bloubil is, was dit baie lekker om Victor Matfield en Fourie Pre en Dani Rousseau en jy weet Pedri Vanneberg wat nou ongelukkig oorlede is. Texas, yes. Jy weet, om baie skouers te skuur met daai manne en dit was vir my 'n lekker tydperk van my lewe gewees om bietjie buitekant te kom, om in die stad te wees en jy weet ook goeie mense ontmoet, so ek is nie vir een oomblik spyt ek het die ondervinding opgedoen en dit opgedoen wat ek daar gedoen het nie, maar ja, dit is taai, dit is moeilik om 'n lewe net uit golf speel te maak, dis hoekom ek gedink het ek wil die administratiewe kant, die PGA Pro wat jy by 'n golfbaan werk en afrig en sulke tipe goed doen, om half daai te hê om op terug te val, want ek het gedink ek gaan my lewe lank in die golfindustrie wees en toe, ja, die stemmetjie het met my gepraat en vir my gesê tyd om plaas toe te gaan en ek het vir die stemmetjie geluister en ja. Wanneer maak jy dit? Wat beteken dit finansiëel? Geef vir ons bedrae bietjie net om vir ouens. Wel, die ding wat dit moeilik maak, baie mense dink as jy jou Sunshine Tour kaart het, dis net maklik van daar af. Want wat moet gebeur as jy jou toerkaart kry? Meeste van jou toernooie, as jy kry verskillende kategorieë. Natuurlik jou lifelong members, jou Ernie Els en Gary Player en Louis Oosthuizen en Retief Goosen, daai ouens hoef natuurlik glad nie in hulle lewe 'n Monday qualifying te doen. Hulle is reguit in die toernooie in. Ja. Maar die ding wat dit moeilik maak op die Sonskyn Tour as jy jou kaart kry, partykeer as jy 100 golfers, almal wat pros is en jy speel vir 10 spots. Jy weet, om in te kom in die toernooi in en dan sit nog nie daar klaar nie. Dan as jy gelukkig genoeg is om in die top 10 of in die top 6 te wees, dan moet jy die cut maak. Jy weet, dan is jy 110 golfers wat baie goed is, wat dan speel. Yes. En dan van daar af, kom ek sê, jy is gelukkig genoeg om in die top 50 of 60 te wees om die cut te maak. Dan moet jy nog steeds goed genoeg wees om basies jou kostes te cover. Jy weet, jy moet goed speel om daarin ook verder te gaan. En jy weet, is daar waar jy kan sien, ouens wat die natuurlike talent het, ouens saam met wie ek gespeel het en saam met wie ek amateur golf gespeel het, jy weet, jou George Coetzee en jou Dani van Tonder, ouens wat nou goed doen op toer. Dit is ouens wat net in 'n ander liga was. Jy weet, So hy het die natuurlike vermoë, maar hy oefen net so hard. Nee, definitief. Jy weet, die beste voorbeeld wat ek kan gee, ek het een keer ek dink dit was die Northern Amateur Open gespeel, en JB Creer is ook nogal 'n bekende pro-golfer, en hy het op die Asiese Tour gespeel, hy het die eerste ronde gespeel, toe speel hy 64, en in onmoontlike toestande, en na die tyd het hy in die reën golfballe gaan slaan, op die driving range, en hy het self die balle gaan optel. Jy weet, en toe daai dag, toe kom ek agter,
hierdie ou gaan dit maak. Ja. Jy weet, Daai commitment. hy die commitment en hy die talent. Ja, Want jy ja. kry ouens wat die talent het, wat nie die commitment het. Hy ry 'n bietjie op die talent gaan nie gebeur nie. Dis die ding, en soos ek sê, dit was vir my so goeie leefskool gewees, want ek dink dit is so met ons alledaagse lewe ook, of jy nou boer, of jy 'n normale 9 tot 5 werk, of jy nou in 'n kantoor werk, of jy buite werk. Hoe sê hulle in Engels, the secret to success is underneath the alarm clock. Jy weet, hoe vroeër jy opstaan, jy weet, hoe beter is dit. En so nee, dit was interessant geweest om skouhoof te skuur met sulke ouens. Natuurlik George Coetzee, wat 'n baie bekende golfer is. Hy was daai tyd al op 'n ander liga geweest, en jy weet, is ook 'n baie nice ou. Ek weet, sover ek weet, as ek reg kan onthou, kom hy van Afrikaans hoër af, en jy weet, hulle het 'n paar goeie golfers gehad wat daai tyd saam gespeel het. Ja, baie interessant. So jy het 'n liefde vir die plaas. Ek bedoel, was dit vir jou, behalwe dat natuurlik is bomskok, en ek verstaan, want dis jou passie, jou droom. So dis nie sommer net so maklik van, okay, kom ons vergeet daarvan nie. Okay, kom ons gaan nie plaas toe nie. Maar ek bedoel, daar was 'n hinkering na die plaas. Definitief. Kyk, daar was altyd 'n liefde vir die plaas. Mense is lief vir die buitelewe. Mense het buite groot geword. Mense het saam met jou pa op die plaas rondgery. Mense het vir ure saam stroper gery. Jy weet, mense het saam met hom deur die beeste gery. Hy het jou van kleins af al die goed geleef, en jy weet, die plan was altyd om plaas toe te kom, maar ja, nee, toe die golfgogga my gebyt het, toe het 'n paar ander goed by die deur uitgegaan, en natuurlik om terug te gekom uit plaas toe was nie 'n aanpassing nie, want dis ook groot geword het, en dis wat ek al die jare gedoen het. Ek het vir 5 jaar die golfding probeer, maar jy weet, na dit, die res van my lewe was ek op die plaas gewees. So jy's toe nou kopperlief, die Ernie Els Club, maar toe hou die dinge nou op, jy besef jy moet plaas toe kom, maar ek hoop jy toe nou daarom vir jou jy het 'n girlfriend en 'n trouvrou daar uitgegrou. Ja, nee, so daar was definitief goeie dinge wat daarom van daar af gekom het. So ja, nee, ek het in die tydperk het ek my vrou Izaan ontmoet. Eintlik ook 'n interessante storie. Haar sussie en my sussie was beste vriendinne op hoërskool gewees. Waar was hulle op hoërskool? Op Hoërvolksskool Heidelberg. Jy weet, so natuurlik, en ja, ek op daai stadium het ek gesê, nee, ek is te besig met werk, en ek het nie tyd vir 'n meisie nie, en sulke tipe goed, en jy weet, toe haar sussie en my sussie nou gereël vir 'n blind date, en jy weet, het ek gesien, Sumari se sussie het nou Sumari se sussie geword. Jy weet, die sussie van haar bietjie ouer geword, en baie aantreklik, en ja, toe is dit nou natuurlik waar ek Izaan ontmoet het, en ja, sy is seker die belangrikste, een, die laaste ruk van dit my pa oorlede is. En ja, sy is natuurlik die rots wat my deur hierdie moeilike tydperk gehelp het, en ja, ek is baie dankbaar. Is ek kan daarbey aansluit, jy weet, ek wil sê, hulle sê mos altyd agter ek wil sê die beste man is 'n beter vrou, nee. En dit is daarom 'n wonderlike voorreg om so 'n steunpilaar, veral waar mense in, ek wil sê die wêreld van besigheid, boerdery met so baie onsekerhede, en goed is sterk vrouens wat agter die manne moet staan. Ja, nee, dit is so nie. Ek het nog altyd gesê, ek is so bly ek het nie met myself getrou. Want verragtig, ek dink as 'n mens na 'n lang dag by die huis kom, na so gemounery en 'n gegrounery, is dit altyd nice as 'n mens vrou daar is om jou positief te hou. Wil jy maar sê gou vir my, jy het nou hierdie oulike 2 laities hier binne wat ek die jongetjies vertel, terwyl ons oor die vrou se so praat, wat die familie dinamiek? Ja, dis eintlik baie interessant hoe dit uitgewerk het. My niggies is 'n tweeling, jy weet, my pa se sussie, my pa se broer, hy het tweeling dogters gehad, en my pa se sussie, hulle het tweeling boeties gehad. Dis mos 'n ding ook, het ek al agter. So hulle was so dinge geen in die familie. So dis definitief 'n familie ding, en ja, my vroutjie was actually swanger met 'n drieling gewees, en ons het ongelukkig een van die boeties nou met geboorte verloof. So dis nou eintlik nogal interessant hoe die tweelinge en die drielinge so 'n familiestorie is, en ja, ons het nou die 2 dogtertjies ook, so hulle is 5 en 7, en dan ja, die tweeling is 2 jaar oud. So 'n goeie balans, die 2 manne en die 2 dames. Definitief, hoor, die boeties is baie teleurgestel as jy 'n trekker staan en hulle kan nie saam ry nie. So Petrus, die werker hier op die plaas, het 'n paar keer as die boeties nou om sien ry met 'n trekker, dan wys hulle nee, hulle wil saam ry. So nee, die manne like dit. Ja, begin hulle vroeg. Dit is so. Ek wil net terugkom na jou pa en die familie, so die ongelooflike geskiedenis hierso vir die familie in die omgewing.
Wat se boerdery was aan die begin? So vat ons so deur daai stappe, dan kyk ons 'n bietjie nader na hoe die boerdery vandag lyk. Ja, kyk, my pa en sy broer, Hansie of Daan of soos ons hom noem, oom Dloep, hulle het saam geboer. My oom Dloep en my pa en sy oupa, nou oupa Tol of oupa Hansie soos ons dit noem, hulle het saamgewerk. Jy weet, eendag toe my pa besluit hy wil sy eie ding doen en my oupa en my oom het saam aangehou. Maar nog steeds wederzijds het hulle mekaar gehelp van tyd tot tyd as daar hulp nodig was. En ja, my broer, soos ek hom noem, Ouboet, toe ek besluit het om na golfplaas toe te kom, hy was geduldig genoeg om my al die nuutste goed te leer en was seker was vir hom lekker, nee. Dit was vir hom lekker, dit was vir hom baie lekker vir ons om saam goed te doen en saam dieselfde passie te deel en saam planne te maak en saam goed te doen, so dit was baie lekker toe ek so kom en ja, hy en my pa het ook 'n ruk saam gewerk en jy weet, net soos wat my pa besluit het, hy is ook gereed om sy eie ding te doen, het my broer ook besluit, hy is ook gereed om sy eie ding te doen en ja, natuurlik soos wat die tyd aangestap het, nadat ek 'n kort drukkie by my broer was, toe het my pa gesê, nee, is nou tyd dat ek hom kom help, so. Die opvolgproses wanneer dit by familieboerderye kom, word dikwels gedryf deur die ouer generasie. Die rol wat die jonger generasie vervul, is nietemin beduidend, vernaamd wat aspekte soos nuwe tegnologie betref. Dankie wat juist van mening is dat 'n mens die vrugte kan pluk deur selfs net 'n bietjie tegnologie te gebruik, het eers saam met sy broer, Ouboet, en toe met sy pa geboer. Ek wou by hom hoor hoe hy die boerdery vanuit die oogpunt van twee verskillende generasies ondervind het. Ja, kyk, dis wat dit baie interessant maak. Kyk, my broer is 'n baie deeglike boer en hy's baie erg op presisie. Jy weet, my broer is 'n ou wat, jy weet, daar is nie kort pad nie. Jy weet, my broer sal nie, as die kondisies nie reg is nie, plant nie. Hy sal nie, as die mieliepitte spat is 'n mens stroop, besluit om te stroop nie. So hy's baie presies met dit. En jy weet, my pa is meer 'n ou wat, jy weet, 5 uur die oggend met die stroop sal loop. Jy weet, hy was baie erg oor tyd gewees en hoe vinnig goed moet gebeur en dit was vir my baie nice gewees om 1:30 by mekaar te sit. Dit wat ek geleer het by my broer rondom hoe dit moet wees en die hele tyd perk deur dat ek en hy nog steeds gesels en nog steeds planne gehad en so stadig maar seker het ons my pa gekry om meer in die presisie rigting te gaan, om presisie te strooi en om kalk te begin gooi op die lande en wie weet sulke tipe goed. En so stadig maar seker met die baby steps, met die mekanisasie en die goed, kon ons dit meer in 'n rigting begin kry. En wat was daai hindernis vir jou pa byvoorbeeld? Wat 'n deel van die debat het hy nie van gehou of die waarde in gesien? Kyk, die hoofding is, dis moeilik om 'n ding te verander wat werk. Jy weet, dis hoekom ek sê, my pa het sy manier gehad, dis hoe hy geleer is en dis hoe hy aangaan. En dan, jy weet, dan sou hy ook gesê, nou, hoekom moet ons dit verander? Mens moes half vir hom verduidelik het rondom dit en hoe dit kan help en hoe dit die goed kan makliker maak en sulke tipe goed. En my pa was nie net 'n ou wat 'n vinnige besluit gemaak het nie. Nadat 'n mens die idee vir hom gegee het hy met 'n paar mense gesels en ook bietjie meer probeer uitvind en jy weet, eventually het dit goed uitgewerk. En die ding wat dit so interessant maak en ek glo baie van die mense wat hierna luister, dis so maklik om, as jy 'n idee het en jou pa sê nee, hy dink dis nie 'n goeie idee nie, dan dink jy nou nee, jy verstaan nie, hoekom wil hy dit nou nie doen nie, en hoekom doen hy spesifieke goed soos wat hy dit gedoen het, jy weet, en nou dat ek in die posisie is waar hy was, daar waar hy self afsprake moes gedoen het, en self mense moes ontmoet het, en waar ek nou in die bestuursposisie is, waar hy was, maak al hoe meer en meer sin wat hy gesê het, en hoekom hy dinge gedoen het, soos wat hy dit gedoen het, en hier's 'n paar boere in ons omgewing, wat ook onlangs paas verloor het, en wat ook saam met hulle paas geboer het, en almal sê presies dieselfde ding, en hulle sê nou, dit begin al hoe meer en meer sin maak, hoekom hulle dinge gedoen het, soos wat hulle dit gedoen het, en mense het so baie daaruit geleer, en altyd as 'n mens boer, dan voel dit nog of hy op my skouer sit vir my sê, nee, ek dink is my pa nou hier was, so hy my goed uitgeding is het, oor dit wat nou hierso gebeur het, jy weet, so dis altyd goed om hy leiding te hê, en ek is so dankbaar dat ek in die bevoorregte posisie was, om by hom te kon geleer het, en dit wat 'n mens doen, mens verander nie enigsins die goed nie, maar 'n mens wil dit net vir jou makliker en beter maak, en meer koste effektief rondom die goed, so, maar 'n mens leer elke dag.
Nee, ek dink dit is die ongelooflike ding van landbou, nee, dit is daai variables, ek sê die variasies, dit is beslis nie 'n eendimensionele sport nie. Kom ons gaan 'n bietjie detail in, so vertel ons presies, wat gaan op die plaas aan, waarmee boer julle, ek wil weer kom, waar het jou pa, wat het hy mee begin, waarmee is julle ouens besig en dan Ja, kyk, ons is 'n gemengde boerdery, ons plant meestal mielies, die rede vir dit is die windherfsweiding vir die beeste. Dit sal goed wees om sojas ook te plant, maar dit maak die bestuur rondom die windherfsweiding moeilik vir die beeste om te loop, so dit maak dit bietjie moeiliker daarso. Soos ek vroeër gesê het, die wildsplaas by Sands, ons het wild hierso, blesbokke en springbokke, blouwille beeste, net so paartjies wat oor is, dan ons swart-wit pense en gemsbokke, so meestal van jou vlakte diere hierso, wat ons ook het, en natuurlijk... Maar is naïewe vraag, maar wat is die doel van die wildsplaas? Is dit nou maar jag, is dit... Kyk, die hoofding van die wildsplaas, my pa, weer eens, dis 'n geval wat ek nie altyd verstaan het nie, my pa wou nie regtig hierso laat jag het nie, hy het 'n liefde vir die diere gehad, en my pa het gesê, nee man, los hulle, ons moenie skiet nie, en seker so 3-4 jaar voordat my pa oorlede is, het ons nooit laat jag nie, so wat dit het, die bokke is baie mak, en jy weet, ek het nie die hele idee verstaan nie, en seker so 2-3 maande nadat my pa oorlede is, het ek ingery by Sands, en jy moet letterlik die hoeter druk vir die springbokke om uit die pad uit te kom. Goeie aarde. En die springbokke, jy weet, dis so mak hulle is, en die swart-wit pense loop teen die drade, hier teen die huis, en jy weet, toe dit vir my begin sin maak. Jy weet, mens kan nie 'n prys sit by, om so naby die natuur, en so naby in die wild te wees, en jy weet, die diere is weerloos, hulle weet nie hoe dit is vir mense om te skiet, en sulke so ek wil sê, dis sommer net verkeerd ook, 'n soft target wil ek sê. Dis die ding, jy weet, en dit is ook die hele geskiedenis rondom die plaas, en die bokke, en alles rondom dit, is iets wat my pa baie van gehou het, en is iets wat ons hele gesin, jy weet, ek en my broer en my sussie, al twee, jy weet, ons al drie ook van gehou het, en ja, so dit is maar, so ek sê ook maar 'n gemengde boerdery, ons het natuurlik beeste ook, en ons het skape ook, ons het meestal Santas en Bonsmaras, en so 'n paar wille Brahman koeie, wat daarom nog elke jaar hulle kalfs gee, so ons het 'n paar van hulle ook, so, Hoekom het julle, dit is interessant met die Brahmans, ek het nou die dag oor hulle gesels, dit is maar meer noorde, Limpopo se kant toe, nee, waar hulle nou mooi aard. Dis die ding, so kyk, 'n Brahman is 'n baie goeie bees, jy weet nie van 'n Brahman koei se kalf wat geëet word deur 'n jakkals nie, want jy sien 'n dooie jakkals. Jy sien 'n dooie jakkals, maar jy sien nie, jy weet 'n dooie Brahman kalf nie, so is ook goed so met die kruising met die Bonsmaras, met die rooi beeste, en my pa het maar nog altyd 'n liefde vir die rooi beeste gehad, en vir alle liefde vir 'n rooi bees met so wit streep so oor die maag. So dis nogal pertinent as 'n mens nou na die beeste nie goed kyk, na die generasies, hoe baie van die koeie daai wit streep en bietjie die wit so het op die bors, en hy het altyd, as hy 'n bil gekoop het, hy 'n bil gekoop wat so bietjie dit op het, en ja, die ou mense, en veral my pa het geglo, daai wittigheid gee baie melk vir die kalfs. So dit maak dit ook nou interessant, en natuurlik as jy groot word, dan glo jy jou pa, so tot vandag toe nog glo ek, so. Wat is die uitdagings huidigelik, en ek wil elkeen van daai, weer die gemengde boerdery, waar is die uitdagings? Ek wil natuurlik fantastiese, ek sou sê 2 jaar vir landbou in Suid-Afrika, wat met julle ouens hier gebeur, ek weet die manne weer te nat. Ja, dis die ding, ons het 2 jare van uiterstes gehad, ons het laas jaar vreeslik min reën gehad, tot en met November. Die mielies het 2021 in die saad gekom hier rondom Januarie, Februarie, en die reën het weggebly, wat het moeilik gemaak het, met bestuiving, met die opbrengste en die goed, en wat dit tot gevolg gehad het, die lande was baie droog, so om voor te berei vir die volgende seisoen, kon ons nog nie lande gewerk het nie, want die grond was te hard gewees, en ons het op nommer 99 klaar gekry, om die lande te werk, van die plekke moes ons, soos ons nou sê, gewet rip het, ons moes eers gewag het vir die somerreën, voordat ons kon rip, en ja, toe die reën gekom, tussen November en Desember, hier by Sands, waar ons nou sit, het ons 1000 mm gehad, in 2 maande se tydperk, en ja, dit het sy eie challenges gehad, ons het gesukkel met die opvolgbespuitings, wat ons met vliegtuie moes spuit, ons het gesukkel om die kunsmis, wat ons na die tyd uit te strooi, en dit het moeilik gemaak met die beeste, en tot en met vandag, tussen November en vandag, het ons amper 1800 mm gehad,
van November tot nou waar ons Wat's gewoonlik? ons kry omtrent 600 mil So dis letterlik amper dis 3 keer. dis 3 keer die hoeveelheid wat ons kry. So natuurlik, dis jou challenges en die groot probleme wat meeste van die boere nou het, natuurlik jou insetkostes. Jy weet waar mens goeie pryse vir diesel betaal het 'n jaar terug, is dit nou amper dubbel die prys. Kunsmispryse, kyk 'n mens, is amper 3 keer so duur soos wat dit was. Jy weet, beskikbaarheid is 'n probleem. Nou, jy weet, my pa het altyd gesê jy kry 2 tipe mense. Jy kry 'n ou wat gebore is en hy dink die wêreld skuld hom iets, of jy kry daai ou wat sy koppie optel en hy gaan vorentoe en hy maak 'n plan om deur dit te werk. So dit is baie maklik om te kla en te murmureer oor al die goed wat 'n mens staan, of 'n mens kan ekstra moeite doen en jy kan ekstra pryse uitvind en jy kan ekstra moeite doen om ou voorraad te kry wat goedkoper is. En jy weet, mens moet heeltyd soos wat die tyd aangaan, moet jy probeer aanpas by jou omstandighede. Hoe lyk daai proses vir julle? Jy weet, waar bel jy die buurman, gaan Google jy, so wat het byvoorbeeld met julle gebeur? Hoe gaan jy te werk om? Kyk, die hoofding wat ek moet sê, die mense met wie ons in die verlede gewerk het, die snaakse ding van 'n boer en meeste boere is 'n mens is baie lojaal. Jy weet, ek weet die laaste jaar is daar mense wat iemand anderste vir die kunsmis en iemand anderste vir die saad en iemand anderste vir diesel gebruik het, en ons het 'n geskiedenis wat my pa vir baie jare met die ouens by wie ons die saad koop, by wie ons die diesel koop, by wie ons die onkruiddoder koop, en die mense is ook 'n mens daarom goedgesind. Hulle verstaan mens is in moeilike posisies en moeilike toestande. Hulle kom na die party toe. Hulle kom na die party toe. So wat dit goed maak, dit was nie nodig om, jy weet, slegte besigheid te doen en na nuwe mense toe te gaan, want die mense het lojaal gebly, en dit is natuurlik 'n posisie wat ek en my broer in was, nadat my pa oorlede was. Het was maklik vir ons om nou te gesê het 'n mens verander alles. Ja, ek het nie jou gekies nie. En jy weet, dit is nou my pa wat dit gekies het, en jy weet, die mense was ons regtig goedgesind, wat ons baie gehelp het, en maar behalwe vir dit, mens bel maar rond, en jy vind maar uit, jy vra maar vir oom Google, jy weet, jy kyk wat se pryse daar is, jy praat met mense, en jy praat met nog mense, en die belangrikste ding vir my is, 'n mens moet 'n leerbare gees hê. Dis iets wat my skoonpa ook baie in glo, want dit is baie maklik om geen raad of geen advies te wil ontvang nie, en meeste van die beste advies wat ek gekry het, veral van dit my pa oorlede is, jy weet, neefies van my pa en my pa se broer en sulke mense wat jou goeie raad en goeie advies gee, boere in die omgewing, en dis vir my van die beste advies, iemand wat opreg vir jou advies gee en vir jou raad gee en vir jou sê, weet jy wat, pas op vir dit, pas op vir die, pas op vir daai, en ja, soos ek sê, dis elke dag wat 'n mens leer, nog in die boerdery en wat daar nog is, maar ja, ek is geseënd om in die posisie te wees waar ek daarom 'n hele rukkie saam met my pa kon boer en sy maniere kon geleer het, en ja, nou gaan ons aan op dit. Waar trek mens daai lyn? Jy het nou genoem die lojaliteit nie met die verskaffers. Waar trek jy daai lyn waar jy sê, luister, ons moet nou verander? Weet jy, ek wil sê, daai gevaar, ons praat nou van 'n rooi bees met 'n wit streep, waar daai sentimentfaktor, waar die data en die feite oorneem. Weet jy wat, dis die hoofding, jy weet, daar's so baie verskillende aspekte, jy weet, rondom mekanisasie. Ek weet, ek en jy het vroeër die grappie gemaak rondom Kees en John Deere, en jy weet, my pa het altyd gesê, mens moet pas op, want as jy dink jy spyt iemand, kom ek sê jy's kwaad vir John Deere, en jy besluit jy koop net Kees, of jy's kwaad vir Kees en jy koop net John Deere's, die enigste persoon wie jy spyt op die einde van die dag is jouself, jy weet, want jy moenie 'n baie vinnige emosionele besluit. Ja, hulle het nie slaaplose nagte Rondom sulke goed nie, jy weet, en gelukkig ons is in die geseënde posisie om 'n goeie verhouding met Kees en met John Deere te hê, en my pa was persoonlike vriende met mense gewees wat by al twee plekke werk, en dit is moeilik, daar is 'n fyn lyn waaroor dit gaan oor lojaliteit en rondom pryse, maar gelukkig soos ek sê, die besigheid wat ons doen, is die pryse daarom goed, en dit help daarom met 'n mens kan aangaan met dit. Dit is nie dat, ja, dit is die ouens is bereid om te gesels. Ja. So, jy het nou gepraat, neefies, ooms, die deel van inligting, hoe lyk dit hierso? Jy weet, waar kry julle inligting? Waar is daai proaktiewe leerproses? Waar gebeur dit vir julle hierso in hierdie omgewing? Weet jy wat, 'n mens skuur skouers met mense. Jy weet, is interessant. Ek het al 'n ronde golf gespeel
saam Dis met seker hy wil met jou speel. Ek dink hy wil met jou speel nie. Nee, gelukkig my voorgee is laag, so ek maak min punte, so dit help daarom. Dis hoor. Nou, jy weet, mense ontmoet mense op snaakse plekke. Jy ontmoet ouens en hulle gee vir jou raad en advies en tot vandag toe nog weet jy nie wie die persoon is nie. Jy weet, my broer het 'n voorbeeld vir my die dag genoem. Hy het gesê daar was 'n ou oom by die koöperasie en hy het gesê hy het lande gewerk en hy en ons hou daarvan om nogal diep te rip en weet hy het vir die oom gesê nee, joh, hy gaan diep rip. En die ou oom het so vir hom gekyk en vir hom gesê boetie, die tyd vir windgatboere is verby. Jy weet, en my broer het gesê tot vandag toe nog het niemand hom so hard op die gat gestamp soos daai oom nie. En jy weet, hy het gesê dit het so groot effek in sy lewe gehad want dit is so maklik om goed te doen. Ek wil nou nie sê om windgat te lyk nie, maar om 'n ego te hê en te sê jy doen dit net omdat dit is en daar's nie 'n spesifieke rede hoekom jy dit doen. Ja. En so ja, daar jy weet, mens skief skouers, mens kry vinnig 'n ou by die koöperasie of jy bel gou 'n ou vir raad en advies. So jy weet dit kom van enige plek af. Baie kere kom dit van iemand af wat jy glad nie 'n idee het wie dit vir jou sê nie en baie keer soos ek sê ek's 'n diep gelowige mens en baie keer die Heilige Gees praat met jou en die stemmetjie, jy word 3:00 die oggend wakker en daai stemmetjie sê vir jou jy moet vandag soontoe gaan en jy moet daar gaan plant en mense verstaan nie altyd hoekom en waarom nie en as 'n mens terugkyk dan werk die goed uit. Val alles in plek. En ja, ek en my broer lag ook die een oggend toe is al twee van ons 2 uur wakker. En toe gaan ek op my foon en toe sien ek my broer is online op WhatsApp en toe was ek en hy al 2 uur die oggend besig om te boer in ons kop en planne te Google en sulke tipe goed. So ja, daar's heelwat verskillende goed wat vir jou sê. En wat jy dink wat reg is, mens maak natuurlik nog steeds foute, mens is 'n mens en mens maak nie altyd die regte besluite nie, maar is goed om te weet daar is iemand daar buite wat na jou kyk en al daai goed. Nee, verseker nee, ek kan dit nie onderskat nie. Ek wil nou weer terugkom na hierdie verskaffer ding toe. Ek hak nou vas. Nee, is reg. Dit is 'n groot kwessie. Dis 'n groot kwessie. So wat is daai uitdaging juis oor daai lojaliteit, nê? En ek sê weer, ek dink julle dinamiese boere, julle is nie dom lojaal nie. Wel, daar is dink ek dom lojale ouens. Ek dink maar in enige industrie. Ek wou sê sit jouself in die skoene van 'n verskaffer wat 20% beter, goedkoper is as jou huidige verskaffer, maar jy weet nie, hoe kom hulle by jou uit? En ek moet sê, ek was geskok geweest of ek herinner weer dat jy weet 60% van jou landboumaatskappye sit in Gauteng, nê? 8% landbougrond, 60% maatskappye. So al daai 60, hulle almal wil by die boer uitkom. Hoe kom ek nou by jou uit? Ek weet ek het 'n superiore produk, maar jy moet met my praat nie want jy het jou pa met die verskaffer gebraai en jy braai nou met hom. Ja, dit is so. Kyk, natuurlik ons het Afgri wat meestal die John Deere produkte is en ons het VKB wat meestal die keiseprodukte is. Nou weer eens mense het ook 'n Agrimec Belfor wat ook keis is en 'n mens het Senwes wat ook Afgri is. En 'n mens is gelukkig, sover was ons geseënd dat ons as 'n mens voorraad of sulke tipe goed nodig het, laat 'n mens as jy nou dalk nie by jou lokale Afgri iets kan kry nie, is daar miskien een op Frankfurt of daar is een op 'n Senwes in Bultfontein. Ek het nou die dag Bultfontein toe gery vir 'n part. Pragtig. Omdat dit die enigste plek is wat voorraad gehad het. So die ding is wat ek ook sê mens moet proaktief wees. 'n Rukkie terug, een van die verskaffers in Amerika was daar 'n groot straik gewees waar hulle tools neergesit het en dis baie maklik om te moan en te sê, "Jo, weet jy wat, ek sukkel om filters te kry of ek sukkel om dit te kry of ek sukkel om dat te kry." En ek het 'n filter stoortjie op die plaas waar ek vir elke trekker 'n volle service kit het, waar ek vir hom airfilters het, waar ek Jy het jou klein workshop hier so reg. Ek het my klein workshop hier reg en dit het baie kere gebeur waar ons iets nodig het, dan bel ons hulle, dan is daar nie voorraad nie en dan gaan kyk ons, dan het ons so filter in die stoorkamer. So ek sê dis amper dis daai backup stok. Ja, nou kan jy sê eenou gaan vir jou sê jou kapitaal sit daar vas, maar jy sê proaktief. Dis die ding en die moeilikheid is veral van dit COVID gekom het, daar so gereeld prysverhogings. So dis baie maklik om te moan oor hoe die prys opgaan, maar jy weet, as 'n mens 'n filter of 2 ekstra het en jy's altyd bietjie vooruit, is jou pryse ook 'n bietjie goedkoper op dit. Ja. Jy weet, dis dieselfde met die trekkers en met die lorries en die stroopers en al daai tipe goed, jy weet dit. Dis so 'n fyn lyn om goed te beplan vir dit. En die moeilikheid Ja, so is nou juist dit, nê. Jou geld sit vas daarso op 'n rak, maar wat is daai implikasie as jy glad nie die voorraad in die hande kry of daar's hierdie drastiese prysverhoging? Jy gaan baie meer betaal, nê. Dis die ding en die belangrikste ding wat ek vasglo ons deesdae nie het nie,
nie al die ouer mense nie, maar van die ouer mense gehad het, is tyd. Hoe sê hulle nou in Engels, die window is maak so vinnig toe. Jy weet, mense het net soveel tyd om goed te doen, en die belangrikste ding is veral met voorraad, met jy weet, jou insette, met kunsmis, met al die goed wat natuurlik met hierdie oorlog maak dit nog moeiliker vir ons om dit te kry, is om tyd te wen. Jy weet, dit is al wat jy kan doen op die einde van die tyd. So deur groter te mekaniseer of om, jy weet, al daai tipe goed te doen, is die enigste manier hoe jy 'n bietjie ekstra tyd kan kry. Jy weet, as 'n mens in die geseënde posisie is om groter implemente te kry, help dit 'n mens ook. En wat ook belangrik is, as jy jou ouer implemente het, ons het ook trekkers en spuite wat al baie jare oud is, net om jou maintenance op dit te doen. Jy weet, om 'n goeie verhouding met jou tegnikuste te hê, want dit is ook mense wat op die einde van die tyd baie belangrik is. Jy weet, daai ou wat jou oor die foon kan help, 'n ou wat kundig is, wat vir jou sê, kyk vir dit, kyk vir dat. Jy weet, al daai tipe goed. Is dalk nou 'n kontroversiële vraag, jy weet, jou VKB's, jou Senwes's en so aan, jou afgries. Ek dink afgries is interessant op sigself, nee, ek dink wie is die Arabiere wat 'n groot deel van dit besit en so aan. Hoe sien jy hulle rolle? Jy weet, van waar hulle nou hierdie groot maatskappye, jy weet, ek vra dit as prins nou, want ek weet party boere het ander siening van, jy weet, wat die hele doel van 'n koöperasie of en sy essensie is. Hoe sien julle daai, ek wil sê georganiseerde landbou, jy en die buurman wat hande vat versus die landboumaatskappye? Kyk, die kort en die lank is, mense het al daai maatskappye nodig. Jy kan nie sê jy het nie so 'n plek nodig nie. Jy kan nie sê jy gaan net jou eie ding doen, jy gaan net jou eie silo's opsit, jy gaan net jou eie goed doen, en jy weet, daar's heelwat opinies rondom dit. Jy kan met die een ou praat en hy kan vir jou sê hy het 'n goeie verhouding met die plek en daai tak, en jy kan met die volgende ou praat en hy sê hy smoor kwaad vir hulle. Hy het in sy lewe nog nooit, hy wil nooit weer in sy lewe met hulle besigheid doen nie. Dit is moeilik. So weer eens, soos ek sê, ons is in die geseënde posisie waar ons goeie verhoudings met die mense het. Jy weet, met die graan gedeelte, die afkry gedeelte waar ons by die silo's lewe, jy weet, die silo bestuurders, die mense wat hulle voorwerk, jy weet, ons is in 'n goeie posisie met hulle. Elke boer wat jy 'n onderhoud mee gaan hê, gaan vir jou 'n ander antwoord gee. Jy weet, en baie keer kom jy net terug na, ek wil sê, individu. Presies. Die handelaar op die dorp is 'n poepel. En Nee, dat is jou en joune is nie. Nee, dit is so maklik soos dit. Dis presies die ding, jy weet, en is ook mense verskil. Jy weet, mense verskil, en die een ou sal sê, joh, weet jy wat, hierdie ou is nou regtig nice. Jy weet, ek het die naweek saam met daai ou gebraai. Hy's nou 'n lekker ou. En die volgende ou gaan sê, hy hou absoluut niks van daai ou nie. En dis maar hoe mense verskil op die einde van die dag, en dis hoekom een ou gaan regkom met dit en die ander ou gaan nie regkom met dit nie. Landboudienste maatskappye soos Afgri, Senwes en VKB behoort beskerming te bied aan boere, asook die spesifieke uitdagings wat hulle in die gesig staar ten einde voedselsekuriteit te verseker. Hoewel waarskynlik 'n ietwat kontroversiële vraag, wou ek by daantjie uitvind hoe hy die rol van hierdie koöperasies en landboumaatskappye sien. En as 'n opvolgvraag wat volgens hom die grootste voordele is wat hierdie maatskappye na die tafel bring. Kyk, die hoofding wat hulle doen, hulle gee vir jou die sekuriteit. Jy weet, as ek stroop en ek gebruik nou 'n afkry, ek het 'n vertrouensverhouding met hulle, dat ek my graan by hulle stoor. En as ek aan hulle of wie ook al verkoop, vertrou ek hulle ook, laat ek my geld gaan kry van hulle af. Jy weet, want die ding is, dis een van jou min inkomstes wat jy het. Jy weet, dieselfde met die beeste. Jy kan nie rondneek met dit nie. Dis dieselfde met die beeste. As jy nou aan 'n vleissentraal of 'n BKB verkoop, jy vertrou, jy kry jou geld by hulle. Die ding is, daar is kommissie, jy gaan dalk 'n bietjie minder uitkry, maar jy weet jy die vertroue op dit. En is dieselfde, as jy by 'n afkry en by 'n VKB en jou groot plekke dit het, jy die vertrouensverhouding dat hulle werk met jou geld, hulle werk met jou toerusting, hulle verkoop die parte, en jy die vertroue met hulle dat hulle kan deurvolg met dit. Jy weet, en jy weet, my pa was nog nooit 'n ou wat by enige rade of by enige verenigings was nie. Jy weet, hy was nie 'n ou wat altyd op beheerliggame by die skool was nie. Jy weet, my pa het gesê, dis partykeer 'n slegte ding om te veel te weet van 'n maatskappy, om presies te weet hoeveel aandele hulle het, hoeveel hulle wins was vir die jaar, want dan sien jy daai ou se winskostes en hulle kom na jou toe en hulle sê vir jou, "Sjoe, nee, dit gaan sleg. Ek kan nie aan jou iets verkoop nie." Ja. Jy weet, skoenmaker hou jy by jou lees. Presies, jy weet, so partykeer weet maar net genoeg net om te weet wat is in die mark en wat gaan daar buitekant aan, en ja, soos ek sê, dis maar heelwat goed wat hy my geleer het rondom besigheid en hoe om met die mense te werk wat, ja,
mens voor dankbaar is. Ek wil terugkom na juis ons gesprek oor Kees en John Deere en jy het nou gepraat van voorraad hou en natuurlik met die Oekraïne en al hierdie nonsens nou. Hoe gaan julle te werk om met hierdie voorraad tekort? Wat is die implikasie daarvan? Wat doen julle? Kyk, die groot moeilikheid is met dit is tyd. Jy is baie kere, om jou 'n voorbeeld te gee, met hierdie baie reën wat ons gehad het, wou ek 'n agterrytafel gekoop het, 'n agterry 3 voet, en omdat dit 'n ligte tafel is, ons stroop met 'n 12-ry 3 voet, wat baie swaar is, wat 4,7 ton weeg, so dis swaar, so die strope sit makliker vas, en ek het nou 'n 8-ry 3 voet probeer koop. Om jou 'n voorbeeld te gee, ek het amper 2 maande gesukkel, want nie enige van die mense het 'n nuwe tafel in voorraad gehad nie, want dis als verkoop en alles wat inkom is ook al verkoop. Gelukkig was ek geseënd genoeg om by 'n boer daar naby Bethal een by hom te koop, en ek was baie dankbaar, hy het my tegemoet gekom met die prys, en hy het gesê, hy kom ook agter ek sukkel, en hy het ook gesukkel met vassit, en ek was dankbaar, die boere kyk na mekaar, en help mekaar rondom dit, en die ding is, jy kan van die oggend tot die aand kla en stof opskop, en sê, hoekom het julle nie voorraad, of hoekom het julle nie dat nie, maar die ding is ook, dis vir hulle ook moeilik, dit is nie net, ek sou gesê het, as jy net met 'n Kees, of net met 'n John Deere, of net met 'n New Holland, of met 'n Cat, of met enige een, as jy met een spesifieke maatskappy gesukkel het, dan kon jy gesê het, weet jy wat, jy sonnewit uit, dis nalatigheid van hulle kant af. En 'n vriend van my se ingenieur, hy sit met dieselfde moeilikheid met staal. Jy weet, jy sukkel met ander mense, met ander goed ook, so ek dink dit is maar 'n wêreldwye kwessie. En die ding is, jy moet proaktief wees, jy moet planne maak, jy moet, as daar nie 'n part is nie, laat maak die part. Jy weet, of as daar nie 'n plastiek ding is wat jy moet kry nie, gaan na 'n plek wat plastiek goed maak en maak dit daarso. Jy weet, of kry 'n ingenieur om vir jou iets te bou. Jy weet, so mens moet maar planne maak. Jy weet, en dis ook waar goeie plaasbestuurders, ouens wat vir my werk, die ou, weet Hannes by die mekanisasie, en jy weet Pieter wat met die beeste werk, en daar's 'n oom Chart wat rondom die bouery werk op die store, en hy help die ander ook. Jy weet, dis waar sulke ouens ook inkom, want baie van die kere het ek nie antwoorde nie, dan weet ek nie, wat is die plan vorentoe, en dan kom hulle met 'n idee vorendag, dan sê hulle vir jou, nee man, hoekom probeer ons nie dit nie, of hoekom probeer ons nie dat nie, want die ding is, mense het baie vrae, maar jy het nie baie antwoorde nie, en dis nogal waar ek vasglo, 'n goeie plaasbestuurder is goud werd vir jou. Interessant, ek sit in die kar, net op pad hiernatoe, praat ek en 'n goeie vriendin van my, praat ons oor plaasbestuurders. Waar kry julle die ouens? En ek wil aansluit selfs met daai, en een van my vrae wat ek vir laaste los, en ek noem dit by voorbaat, is daai contingency en daai succession planning. Weet, so ek is baie geïnteresseerd ook, hoe die hel, jy het vir generasies, jy weet dit nie afgewater dat die ding verdwyn nie. Waar kom jy aan 'n goeie plaasbestuurder? En by the way, hoe maak jy seker hy is on top of his game? Weet jy wat, dit is die ding wat dit weer eens ook interessant maak. Soos met enige iets is daar uitsonderings op die wet. Jy weet, jy sal 'n ou kry wat glad nie op 'n plaas groot geword het nie, wat 'n liefde het vir die plaas, wat... Kyk, dis 'n voorvereiste, ja. Nee. Kyk, as jy van die liggies hou, het jy 'n probleem. Dis die ding, dis die hoofding, jy weet, en as daai ou besluit hy gaan Amerika toe, en hy doen sy ondervinding daarop, en hy het glad nie in 'n plaas environment groot geword nie, en as daai ou Amerika toe gaan, en hy doen die ondervinding op, en daai ou sal kom, en jy sal 'n uitstekende werker hê, en in ons geval, die geval is, die ouens wat vir my werk, is ouens wat self op 'n plaas groot geword het. Die ou wat aan my mekanisasie gedeelte is 'n gekwalifiseerde John Deere tegnikus. Jy weet, sy broer Neil, ook van Afkree, was tegnikus van die jaar gewees, yes. En so hy self het hulle on demand net hierso. Exactly, jy weet, en hy self 'n ou wat 'n mens baie keer kan bel vir raad en advies, en jy weet, Pieter, die ou wat met die beeste werk, het 'n groot liefde vir diere, en hy het 10 kilos van die af groot geword, ook op 'n plaas, en sy pa was 'n silo-bestuurder gewees, en die belangrike ding vir my van dit is, soos wat ek sê, wat ek van kleins af groot geword het met 'n pa wat boer, jy is gewoond aan die ure. Hannes, die ou wat vir my werk, het ook al gesê, die horlosie is net om te sien wat se dag dit is, en wat die datum is as jy goed moet teken. Want hy het gesê, horlosie beteken nie regtig iets op 'n plaas. Ja. Ons het al oukies gehad wat by ons gewerk het, wat rondom 5:00 die middag gaan raak hy bietjie kriewelrig, en jy weet, hy dink is nou 'n tyd om huis te gaan kyk. Presies, jy weet, en dan kry jy nou ouens soos hulle wat, dis nie vir hulle issue
Want hulle weet daar's 'n tyd van die jaar wat jy 5:00 die oggend begin werk en jy kom 8:00 die aand by die huis, en hulle weet daar's 'n tyd van die jaar wat jy 7:00 begin werk en jy kom 5:00 by die huis. En jy weet, dis vir my die belangrikste ding. Jy weet, so ou wat, jy weet, ek sal sê van kleins af gewoond is om hard te werk en om aan te pas by dit, want dis die hoofding, jy weet, en dit strek nie net by die plaasbestuurders nie, dit is met die werkers wat vir jou werk. Jy weet, baie van die mense wat vir ons werk, hulle paas het ook vir ons gewerk, en hulle het ook groot geword met dit, want jy kan die beste plaasbestuurder hê, jy kan die beste alles hê, maar die werkers op die plaas is die skakels wat alles by mekaar bring. Mense is 'n span wat saamwerk, jy weet, mense is in die geseënde posisie om hulle en hulle families te help, jy weet, want ongelukkig daar soveel wanpersepsies van mense daar buite rondom hoe hulle dink boere met hulle werkers werk en sulke tipe goed. Jy weet, hulle weet nie van daai Saterdagmiddag wat jy 'n werker hospitaal toe vat en een van 'n werker se vrou wat se kind vroeg kom en jy jaag met daai kind hospitaal toe, en jy weet, dis wat vir my die slegte ding is. Hulle weet nie altyd van daai ekstra moeite wat 'n mens doen vir hulle nie, en betaal die studies, betaal die skool. Ek bedoel, daar's so baie stories, nee. Jy weet, jy gee vir hulle al die goed om hulle te help met dit, jy weet, en dis ongelukkig die wanpersepsie wat die mense het rondom hoe veral boere met hulle werkers werk, jy weet, en is of hulle sien net minimum wage. Hulle sien net minimum wage, jy weet. So weer eens, as 'n mens goed na hulle kyk hulle goed na jou, jy weet, en dis die belangrikste ding op die einde van die dag. Kos staan bietjie stil daar. Jy weet, baie belangrike punt wat jy maak oor jou plaaswerkers en so aan. Iets anders wat julle in terme van hulle opleiding, wat sien julle, wat ek wil sê, wat is die uitdagings, wat is die geleenthede in die gemeenskap, hoe lyk dinge hierso? Kyk, die hoofding, meeste van ons werkers bly op die plaas en 'n gedeelte van hulle bly nou in Grootvlei in die dorpie. Nou, die probleem wat ons in die verlede gehad het met 'n GPS-tracker, Green Star tegnologie en IFS. In die verlede was 'n touchscreen ding moeilik vir hulle. Hulle het nie eens geweet hoe om op die skerm te druk nie. Nou is daar smartphones, daar is touchscreen selfone, daar is internet, daar's Facebook, daar's Instagram, dit is net alledaags, dis soos melk en brood. Dis soos melk en brood, jy weet, en ek kan agterkom, hulle vaardighede het definitief beter geword soos wat die tyd aangegaan het, want hulle, gewoonlik as jy vir hulle gesê tik iets, hulle het nie geweet wat se QWERTY keyboard nie. Jy weet, en sulke tipe goed. Nou kan jy agterkom, hulle weet ook wat's Google. Hulle kan ook vir jou sê hulle sien die reën kom. Hulle raak ook slimmer met dit. Wat ek vasglo, as jy goed kyk na jou werkers, kyk hulle goed na jou. Jy weet, ons het mense wat al 10 jaar plus van hulle wat al 20 jaar vir 'n mens werk, en die ding is, hulle het by jou geleer en hulle ken jou manier, is vir my die belangrikste ding op die einde van die dag. En hulle vaardighede raak beter, want die ou Isak wat saam met my stroop, dis nou al die 6de of die 7de seisoen wat hy saam met my stroop, so ek hoef hom nie te leer hoe om te stroop nie. Jy weet, dis dieselfde planterdrywers, ek hoef hulle nie te leer hoe om te plant nie. Dit is dieselfde ouens wat die spuiter ry, dis dieselfde ouens wat die lorries ry, dis dieselfde ouens wat die tapkarre ry. Jy daai stabiliteit in die span. Dis die ding. Die groot uitdaging was natuurlik toe my pa oorlede was. Hulle het ook onsekerhede gehad. Jy weet, almal het hulle voorafgestelde idees rondom wat jy gaan doen en wat se goed jy nou gaan doen, en natuurlik baie mense in die omgewing sê sekere goed en hulle dink nou jy gaan dit doen, of hulle dink nou, so hulle is regtig, so hulle dink die verhouding was met die ou man en hulle weet nou nie wat hulle in die nuwe baas het nie. En dis die ding, en jy weet, en dis wat dit so interessant maak, jy weet. En ja, dit is 'n voltydse ding. Dis 'n voltydse ding. Hoe adresseer hulle dit? En hoe lyk dit? Wil sê, is daar geleenthede waar jy sit, luister ouens, jy weet, dis wat in die gebeur is 'n groep. Wat is daai dinamiek? Ek wil sê daai bestuursdinamiek. Kyk, dis juist die ding. Mense so besig met besigheid en afsprake en om self op die stroper te sit en self op die planter te sit, en die belangrikste ding is tyd. Vir my is dit die belangrikste ding wat jy vir iemand kan gee. As jy ooit so belangrik dink jy so belangrik en so besig om nie te kan luister na 'n werker nie. Jy weet, en ek was 'n paar keer hard met 'n 4-pond hamer oor die vingers geslaan rondom hy wat vir jou sê hy het 'n kwessie en hy het 'n probleem, kan jy hom nie help nie. Nou dis vir my so belangrik om vir hom te luister. As hy vir jou sê, weet jy wat, hierso het ek nou 'n probleem, of ek het iets vir hom gesê, of ek het daai gedoen. Jy weet, dit is so belangrik om vir dit te luister en met dit daardeur te gaan. En dis daar ook waar 'n goeie plaasbestuurder goud werd is, want hy kan met die mense praat en die mense kan vir hom goed sê, en as daar nou regtig 'n ernstige kwessie is, gaan hy vir jou sê, weet jy wat, daaientjie, jy weet, die mense wil met jou praat, of hulle wil iets by jou weet, of hulle wil rondom dit weet, of rondom. So dis daai oop kanaal van kommunikasie wat die heeltyd gepromoveer moet word.
Dit is die hoofding. Wat dryf daai tipe van goed? Is dit weer, hoekom daai, ek wou amper sê daai terroris op die plaas, hoe het hy daar gekom? En of is dit nou maar... Weet jy wat, ek dink ongelukkig, dis so maklik, hoe sê hulle, what is a mind if you can't change it? Jy weet, is wat hulle in Engels sê. Jy weet, ek dink, as jy ry en jy het 'n lekker dag gehad, en iemand op die radio sê vir jou iets rondom ras, jy weet, rondom wit, rondom swart, ek dink is so maklik om kwaad te word. Jy weet, en ek dink meeste van die moeilikheid is mense wat rondom media, rondom radio, rondom sulke tipe goed, mense wat agendas het, wat mense vir mekaar kwaad maak, wat dit dryf, want meeste van die kere sal daai mense nie self kwaad raak nie. Ek hoor jou, so as hy nie weet van die propaganda nie, As hy nie weet van die propaganda nie, gaan hy nie net van self kwaad raak nie. So ek dink baie van dit is media gedrewe. word media gedrewe. Jy weet, want ek glo vas dis mense wat mense teen mense wil draai, in plaas van waar hulle wil hê mense moet saamwerk. Soos met enige iets, maak nie saak wat se ras, wat se kleur dit is nie. Jy kry goeie en jy kry slegte mense. Dis nie net wit en dis nie net swart wat moeilikheid het nie. Al twee het hulle challenges en dis maar die groot probleem wat 'n mens het en die propaganda rondom dit waar mense kwaad gemaak word vir mekaar en dit word aangedryf. Ja. Dis die ou staan nie 'n oggend op en nou skielik hou hy nie van die boer, hy's opportunist nie. Jy het nou gepraat van interessant, jy nou sê die manne weet hulle Google en so aan. Wat gebeur in daai eenheid, in daai huis? Obviously internet konneksie en. Wat anders gebeur daar tegnologies? Hoe kyk hulle na die dinge? Ja, jy weet, dis die ding wat dit so interessant maak. Jy weet, as jy vandag weer kyk, hulle weet presies van brands af. Jy weet, hulle weet presies van fone af. Hulle weet wat se dit, wat se Samsung, wat se dit, wat se dat, jy weet, hulle weet presies. So advertensie is nou in die plaaswerkers huis. Ja, dis die ding, jy weet, It's alive and well. Hulle weet rondom die nuus presies wat aangaan. Hulle weet wat in die sportwêreld aangaan. Jy weet, dit is nie dat hulle nie weet wat aangaan nie. Jy weet, amper elke een het 'n TV, amper elke een het 'n selfoon. Jy weet, en mense kan agterkom rondom 'n WhatsApp en 'n dit en 'n dat. Jy weet, al hoe meer en meer van hulle het 'n status update waar hulle 'n selfie neem en sulke tipe goed. En natuurlik as 'n bestuurder sien jy sulke goed en partykeer sien jy goed wat jou kwaad maak. Ja. Partykeer sien jy goed wat jy ook kan sien, weet jy wat, is nie net 'n ou wat vir jou werk nie, hy het ook 'n gesin en hy het ook 'n familie en hy het ook sy trots en hy het ook sy goed rondom waar hy werk en ja, so nee, dit maak dit interessant. Wat is die uitdagings met plaaswerkers, veral wat weet op die plaas werk met hulle kinders en so aan? Ek onthou een van die stories is waar die weet en ons weet is ou nuus dat die munisipaliteit nie hulle werk doen nie. Waar daai skoolkinders word net nie deur die taxi is nie betaal die munisipaliteit nie, kom al nie die kind nie, nou sit die kind by die huis. Hy kan nie by die skool uitkom byvoorbeeld nie. Wat is julle uitdagings met opvoeding van die kyk, van die ons is jonge? daarom gelukkig 'n groot gedeelte waar die werkers bly is naby skole. Die werkers in Grootvlei, hulle kinders loop skool toe. Die skool is in die lokasie in Grootvlei en op die plaas is daar plaaskooltjies en die wat bietjie verder bly is al busse wat elke oggend ry en So hulle is alright dan hier. wat ek ook van hou, wat vir my van kleins af vir hulle leer, as daai bus 6 uur daar is, as die kinders nie daar is, ry die bus vir hulle weg. So nou- jy moet jou dissipline reg kry. Ja, ek sê nou 6 uur, maar wat se tyd dit ook al is, Ja, wat ja, opgetel word. ja. En dis vir my ietsie kleins wat ek van hou en ek dink dit leer 'n mens om stiptelik met jou tyd te wees. Jy weet, van kleins af en dit is ietsie kleins, maar dis iets wat ek nogal van hou, laat hulle ook streng is rondom dit. En weer eens, dis waar die regering inkom. Jy weet, hulle is ook baie afhangend van ons en hulle is baie afhangend van die regering, want die regering, jy weet, hy word verniet skool toe gery, hulle kry verniet boeke, hulle skoolklere, hulle kos, jy weet, al daai goed is verniet en ten minste help hulle in daai opsig. In terme van julle mense ook hierso, hoe balanseer jy die mekanisasie? Nee, ek wil sê wat tegnologie. Ek sê nou die dag vir ouens ook, jy weet, mekanisasie beteken nie altyd daar gaan jy julle werkersmag. Dit beteken natuurlik daar gaan 'n persentasie van jou werkersmag moet gaan, maar dit is die tipe werk verander. Jy het ons nog gepraat van touchscreens. Ek maak altyd die grap van dit, jy weet, trekkers van die toekoms gaan self ry. Die trekkerbestuurder van nou van die toekoms gaan moet weet om, ek wil sê die komputer die interface te kan werk om die trekker in die land te kry. Nee, dit is so. en om terug te kry of om dalk te charge by sy elektriese punt, jy weet. Nee, definitief. Hoe sien julle daai dinamiek wil ek amper Kyk, sê? die ding wat dit moeilik maak, daar's sulke fyn marges met enige besigheid.
in die landbousektor huidiglik met dit, soos ek sê, wat insetkostes, wat duur geraak het. En die ding is, jy kan nie bekostig om 'n fout te maak nie. Daar's menslike foute. Jy weet, dinge gebeur vinnig. Jy weet, as jy 'n gedeelte doen, teen die tyd wat jy die fout agterkom, kan dit so 'n groot fout wees. Het sy as jy te veel kunsmis gooi, of as jy te min kunsmis gooi, of as jou gif te sterk aangemaak is, of jy spuit te veel. Teen die tyd wat jy die fout agterkom, jy kan nie sulke foute maak nie. Jy weet, dis nou waar die nuuter tegnologie inkom. Jy weet, ons het hierdie jare 'n presisie strooiers wat ons geïmplementeer het, wat load cells het, en ons het, ek het 'n voorbeeld, ek het vir die ouens het gestuur, die een land was 300 hektaar, en jy weet, kom ek sê, ons het 100 kilogram kunsmis gegooi, en op 300 hektaar was ons 20 kilogram, een checker sakkie uitgewees, met ons kunsmis toediening. En die ding is, as jy vir argumentsondhalwe nie die regte wyte strooi nie, en jy strooi nie wyd genoeg nie, of jy strooi te wyd, het jy opbrengste wat nie baie goed is, want jy kry nie die ekstra opbrengs as jy te veel of te min strooi noodwendig nie. En dis nou waar sulke goed inkom, wat dit net beter maak. Jy weet, dieselfde, jy weet, dis al ou tegnologie om 'n GPS te werk, maar as jy lande werk, en jy rip jou lande, as jy net 'n halwe meter elke keer te veel of te min rip, het dit so groot effek op jou dieselrekening, en op al daai tipe goed. So daai help 'n mens net om bietjie fyner op dit in te gaan. Jy weet, en dis die presisiekant rondom jou grondontledings, dit het 'n groot effek op dit, en dis waar jou kunsmis ouens en die ouens wat jou kalk doen en sulke tipe goed ook 'n effek het, want dit is so belangrik om, ek wil sê, elke liewe sent uit jou opbrengste probeer druk, jy weet, deur proewe te maak, deur seker te maak jy plant die regte kultivar, of jy plant die regte kleurmielie, het sy wit, het sy geel, jy weet, kyk natuurlik elke boer in Suid-Afrika se opset is anders. Ek dink nie een ou gooi dieselfde hoeveelheid kunsmis en het dieselfde bewerking en werk ewes diep nie, maar elke ou weet wat werk vir hom, en die presisie gedeelte maak dit net meer koste-effektief, en dit maak dit net bietjie makliker om by goed uit te kom. Dit is nie altyd moontlik om by alles by te wees nie. Partykeer as jy tussen plase is, of jy is by die beeste en die ander ou stroop, of jy is besig om te plant en jy is op die spuit. Jy weet, daar is nou, Kees het nou IFS waar jy op jou selfoon kan ingaan en jy kan monitor waar jou spuit en jou strooier en jou stroper besig is. John Deere het My Operations. Dis lekker as jy nie noodwendig by dit kan wees nie, kan jy op jou selfoon ingaan en jy kan vir die ou sê, ek sien jou stroper se settings is verkeerd, ek sien jou, jy weet, ek sien jy ry te vinnig, of ek sien jy ry te stadig, jy weet, dit maak dit net bietjie makliker om te monitor. Is daai ook natuurlik die funksie van die plaasbestuurder, is om sy oog daar te hou. Jy kan natuurlik enige tyd ook, jy kan in die bed lê en kyk wat daar aangaan. Definitief. Maar as dit die plaasbestuurder is, deel van daai funksie is om daai, ek wil sê daai skerm dop te hou. Nee, definitief. Hy is fisies self daarso, maar hy moet ook die skerm dophou. Net soos wat jy die skerm moet dophou, en ja, jy weet, dit is moeilik, want jy weet, dit is baie goed om op dieselfde tyd voor te kyk, maar so ek sê, soos hulle in Engels sê, is nou nie 'n mens se eerste rodeo nie. Jy weet, jy het daarom mense het daarom gestroop en jy het daarom gestrooi en so. Weet wat om nie te doen nie. En ek dink wat opwindend is natuurlik van hierdie, ek wil sê big data, is jy gaan op 'n punt kom waar jy sê die boere, elke ou doen sy eie ding, wat vir my nou nog, dis perplexing sê ek altyd. Dis vir my ongelooflik om met twee boere te praat. Ek onthou in Hard Lockdown wat ek met twee broers praat wat letterlik, jy weet, 40 meter van mekaar af bly, en al twee super suksesvolle boere wat vir jou die teenoorgestelde sal sê hoekom hy verskil van dit is Engels is mind-blowing. Maar daai data deling, waar ek dink jou John Deere, jou Kees, wat ook al gaan op 'n punt gaan, daai data vir jy luister, hierdie is best practice. Hierdie is amper hierdie deel van Suid-Afrika se benchmark. Gaan kyk daarna. Dis wat die data sê, versus jou gut, jou opinie wat jou supplier sê en wat ook al, So ek dink dis 'n opwindende ding. Nee, dit is so, en jy weet, 'n mens kan definitief resultate sien. Jy weet, ons het plase wat, jy weet, as ek nou openlik opbrengste moet praat, ons het, sê nou maar 'n plaas van 400 hektaar waar ons jaar in en jaar uit sukkel mense om 2 of 3 tonne hektaar te stroop, en jy weet, mens kan of sê, dis nou maar so, dis hoe die plaas is, dit is maar 'n bietjie 'n sanderige plaasie, of iets in
jy weet, ons het toe begin kyk na die data, ons het grondontledings gedoen, ons het gekyk, wat kan 'n mens doen om regstellings te maak? Die ouens van die kunsmis het deurgekom, hulle het 'n mens ook met dit gehelp, en jy weet, ons het nou al tot op 'n punt gekom waar die opbrengs het nou al verdubbel in die laaste 6 jaar op die plaas, en jy weet, weer eens, vir ander mense is dit seker 'n misoes om 5 of 6 ton op 'n plaas te stroop, maar jy weet, dit wys 'n mens, daar's definitief, mens kan die vrugte pluk as jy bietjie tegnologie gebruik, en weer eens is nie nuwe tegnologie nie, ontledings gebeur al vir baie jare, maar jy weet, dit is daar waar 'n mens net goed moet implementeer, Ja, en nie bang wees om dit te gebruik Ja, nie. dit word deel van die alledaagse werksdag, of daai proses, is nie 'n ad hoc ding nie. Dit is so. Laaste vraag. Wat maak jou opgewonde oor die toekoms? Ek bedoel, soos ek sê, ons het baie uitdagings, maar wat spring vir jou, wat staan vir jou uit van, jy weet? Weet jy wat, ek, weer eens, soos ek sê, ek is 'n gelowige mens, jy weet, ek glo mense is in die laaste dae, die dinge begin vinnig in 'n rigting gaan, jy weet, die dinge gebeur baie vinnig gebeur. Ek glo vas, daar is 'n goeie blink toekoms vir ons. Dit staan nêrens in die Bybel dat dit gaan maklik wees nie. Inteendeel, al die goed wat gebeur word in die Bybel gesê, maar ek is opgewonde, ek kom agter, veral na COVID, die mense wat dit deur die tydperk gemaak het, jy weet, die ouens wat, ek weet daar's baie mense wat dit nie deur gemaak het nie, wat deur 'n moeilike tyd gegaan het, wat alles buite hulle beheer was, maar ek glo vas, daar is 'n toekoms vir enige persoon wat sy kant bring, wat doen wat hy kan. Jy weet, ek glo vas, jy doen wat jy kan, en jy weet, veral ek wat 'n droëlandboer is, ek het nie enige spulpunte nie, jy sit 'n saadjie in die grond Oktober of November maand, en Julie maand hoop jy om te stroop. So, die res is maar geloof. Jy weet, ek is in geloof daarin, en ek glo vas, die Here sal vir 'n mens voorsien. Het sy 'n goeie oes, het sy 'n slegte oes, ek glo vas, die Here sal na 'n mens kyk, en nog meer belangrik is enige iets, is vir my meer belangrik om na my medemens te kyk, is na myself, dan kom die seënings na jou toe terug. Beter om te gee as om te ontvang, hè? Ja. En you reap what you sow. Verseker. Dankie, dit is verskriklik lekker om met jou te gesels. Dankie vir jou tyd, en sterkte met die res van die jaar. Ek hoop dinge van krag tot krag. Ja, is reg, baie dankie, en ja, weer eens sterkte vir al die boere daar buite ook. Ek weet dit is moeilike tye, maar ja, goed sal uitwerk. Baie dankie dat jy geluister het. As jy gehou het van die episode, onthou asseblief om te deel met jou vriende en familie, en baie belangrik, teken sommer in dat jy op hoogte kan bly van al die nuwe episodes, en besoek gerus ons Facebookblad @boerpot.